As ek probeer om myself nie aan 'n tentpaal tou op te hang nie, maar hier's nou 'n interessante ding wat gebeur. Ons is hier so in die Waalaar hier by Kragdag. En hier gebeur nou 'n ding wat dalk vreemd is vir die meeste van die ouens wat net gewoond is aan knoppies druk. Terwyl jy besig is om te of kom ons sê eerder, laat ek nou nie die kat uit die mou uitlaat nie, wat is jy besig om te doen? Ek is besig om 'n pot brood te probeer bak. As hy maar daai wat jy nou doen, wat jy daai ding nou so boks daar, wat noem mens dit? Ek knie die deeg. Nou hoekom is dit nodig om die deeg te knie? Sodat hy kan mooi rys. En as jy hom nou nie ordentlik geknie het nie, dan kry jy so plat Israelitiese brode. Dis hy, dan gaan hy nie mooi en lekker en sonder wat noem hulle dit Rita? As jy hom Rys? Hoe sê jy Leon? ek sê as mens hom nou nie mooi knie nie, hoe gaan hy wees? Nee, dan gaan dit net so platgevalde brood wees. Kniphard. Nou ek val nou ook sommer soos 'n stadsbewoner hier in en ek vra nou wraggies nie is die name nie. Ek hoor Tannie is Rita en die naam by die kneer. Hierdie is Hetta en dit is Liana. Maar dis Hetta nie Rita nie. Dit wys jy om die oor is ook nogal half toe. Nou ek neem aan julle bak nou hierdie brood op die vuur. Dis ons gaan hom nou in daai pan sit wat met varkvet gesmeer is en dan gaan ons daarin sit as hy klaar gerys is. Is dit nou daai vir gebrek aan 'n beter woord, is dit nou hierdie eierpan of is dit daai Hierdie platboom heel voor. Hy so dit is in hierdie platboompot en ek sien ek sien daai vark het lekker binne rondgehardloop in daai pot. Nou hoe lank vat dit vir so brood om daar op die vuur voor hy nou lekker gaar is? Seker plus minus 'n uur, skat ek. Weet jy wat dink jy? Ja, ek skat plus minus 'n uur. Maar dit is seker nou 'n spanpoging. Was die vuurmaker? Die vuurmaker moet ook seker nie aanjaag nie. Ja nee, daai was die vuurmakers. Ons bak net die brood. Kom ons gesels gou daar met die vuurmaker. Ek net hier agter die paal uitkom. Nou die tannies is seker kwaad vir jou as jou vuur nie op tyd reg is as hulle brood wil insit nie. Ja nee, kyk, dit is nogal 'n storie. Dit gaan ook as jy moet die regte hoeveelheid kolle bo op daai brood neersit, want as hy so pikswart uitkom, ou maat, dan gaan jy gelooi word. Ja nee, dan lyk jy soos die nuwe Suid-Afrika. So jy moet dan seker genoeg hout voor die tyd daar opsit dat jy genoeg kolle het dat jy kan bo op die pot ook gooi. Definitief. Anders soos ek sê, hierdie tannies, hulle het ons geleer om sweepe te slaan. Hulle sal vir ons van agteraf inhaal met daai sweep. Nou die belangrikste, ek het eintlik 2 vrae. Is die botter wat julle nou op daai brood smeer, het julle botter gemaak ook hierso? Ons het nou nog nie vandag gemaak nie, maar ons maak daar 'n bietjie môre botter. Oom Ben Roubenheimer en Tannie Saria, hulle gaan vir ons kom botter maak. En hulle gaan ook 'n bietjie kom wys hoe hulle kersse gemaak het op die trek, vetkersse. Ek dink dan is die belangrikste vraag nou, hoe laat gaan daai brood uit die pot uitkom? Jong, ons moet hom nou eers 'n bietjie kans gee dat hy gou rys. So kom ons sê so 0.5 uur, 45 minute en dan vir 'n uur op die vuur en dan is ons reg om hom botter in 'n jampie te smeer. Nerinus, ek dink die volk gaan my en jou mis oor so 2 ure, want dan dink ek ons moet hier wees as hulle daai brood gesny het. Ek hoop julle dag is so lekker soos Kragdag se vars plaasbrood.